Ons gee maar vir die span daarbo nog kans, terwyl hulle Facebook live aansit, is ons live, as hy, môre Facebook, ek hoop julle geniet die diens saam met ons. Leefstyl familie, is dit my microfoon wat so vroetel? Dis ons hou van die mikrofone, yes. Ok, ek wil nie, hy moet vroetel nie, ekskuusie. So ek wil vir julle almal sê, goeiemôre hier by Leefstyl vanoggend, in hierdie koue Sondag, op hierdie koue Sondagoggend, nie in
dis op grond van daardie beloftes wat ons vandag bou. Dit is op grond van daardie beloftes wat ons staan in hierdie oggend. Ons staan op die woord. So Here, hierdie hele diens, onvoorwaardelik in u hande, net soos u wil lei, Heilige Gees. Dankie Here vir die musiek wat se vingers en se stemme gesalf is. Dankie vir die prediker wat se ore gesalf is om vanoggend te bring, en dankie dat ons as gemeente staan om te ontvang met gesalfde ore, sodat dit toepaslik kan wees in ons lewe. Here, seën elke offer, elke saad, elke tiende wat vanoggend gebring word. Ondersoek ons harte. En Here, as hier vanoggend ouens staan wat nie het om te gee nie, dan bid ek dat u 'n oorvloedige seën oor hulle sal uitstort, sodat hulle volgende keer met blymoedigheid en met oorgawe sal bring, want u woord sê dat u brood gee aan die wat nodig het, dat u saad gee aan die saaier. Ek bid, voorsien in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Nou ja, toe, dan gaan ek vra, terwyl julle nou sommer so staan en uitkom vorentoe om vir jou tiendes en offerande na die skatkis te bring, groet die ou wat voor jou loop en agter jou loop, en musiekfabriek, is julle reg, gaan ons lekker praise and worship. Amen. Geniet dit, daar vat hy. Is hy nie wonderbaar? 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 Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar? Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom, want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy is die koning, hy is die Here. Sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom, want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy is die koning, hy is die Here. Sing 'n nuwe lied vir hom. Kom alle volke, klap met die hande en
en sing 'n loflied tot die Here, die Allerhoogste, die Here Koning, word deur ons lofsang vereer. Kom alle volke, klap met die hande, en sing 'n loflied tot die Here, die Allerhoogste, die Here Koning, word deur ons lofsang vereer. Kom sing 'n nuwe lied vir hom, kom sing 'n nuwe lied vir Jesus, kom bring die lof en dank aan hom, want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart, laat jou lewe hom besing. Hy is die koning, hy is die Here, sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir hom, kom sing 'n nuwe lied vir Jesus, kom bring die lof en dank aan hom, want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart, laat jou lewe hom besing. Hy is die koning, hy is die Here, sing 'n nuwe lied vir hom. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Maar met die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat die vra. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Maar met die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat die vra. Hier roep ons om te gaan, hier roep ons om te staan, hier los ons nooit alleen, en vir die naam sal ons staan. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Maar met die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat die vra. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Maar met die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat die vra. Hy sal wag hou oor jou, hy sal raad gee vir jou, leun op hom, want hy gee om. Laat sy wysheid jou lei en van sonde bevry, leun op hom, want hy gee om. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. God is faithful to do
jou krag, oor al die vyand se mag, leun op hom, want hy gee om. Staan dan vas in geloof, laat sy liefde vertroos, leun op hom, want hy gee om. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. Hy roep ons om te gaan. Hy roep ons om te staan. Hy los ons nooit alleen. En vir die naam sal ons staan. Kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag. Lei my in die waarheid, leer my van die seer, wees ek in my trooster, kom ons Skepper Gees, kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag. Lei my in die waarheid, leer my van die seer, leer my van die seer, wees ek in my trooster, kom ons Skepper Gees, lei my in die waarheid, leer my van die seer, wees ook in my trooster, kom ons Skepper Gees. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise. Let us praise. Let us praise Jesus now. We are
presence on holy ground. Come on, church. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise, let us praise Jesus now. We are standing in His presence. We are standing in His presence. We are standing in His presence on holy ground. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my
terwyl elke oog gesluit is, ek gaan hierdie diens bietjie anders afskop vanoggend. Die hele week berei ek voor en ek bly hierdie woord in my kop kry. And the word is remember, remember, remember. En ek kan nie verstaan hoekom, wat moet ek onthou? Wat is dit? En vanoggend by die nagmaaltafel, ons gaan begin met dit vanoggend. Want die Bybel sê, ons moet hierdie doen in remembrance van wie hy is. En vanoggend, terwyl die musiek speel, en julle kan vir my saggies sing, daar Joa Alpha. Ek wil hê ons as kerk moet onthou wie die Here is. Sien, ons het 'n geneigtheid om ons probleme voor hom te sit baie keer. Ons het 'n geneigtheid om baie keer omstandighede voor hom te sit. Maar vanoggend wil ek jou herinner. Ek wil hê ons moet onthou wie ons God is. Daar's nie een persoon hier vanoggend wat vir my kan sê, daar's nie iewers waar God hulle nie uitgehaal het nie. Daar's nie een persoon hier vanoggend wat kan sê, God het nog niks vir hulle ooit gedoen nie. I want us to remember this morning. En terwyl die musiek speel, ek gaan geleentheid gee, come and remember. Kom vorentoe, kom neem nagmaal en onthou wie ons God is. Ons gaan dit heeltemal anders doen en ek weet dit is miskien bietjie weird en is ietsie wat ons nie altyd doen nie. Dis heeltemal anders. But I want us to remember the purpose we do the things we do. Ons doen nie nagmaal omdat ons 'n broodjie en 'n slukkie druiwesap wil hê nie. Ons doen dit want die koning het vir ons gesterf. Ons doen dit nie omdat dit op 'n Sondag is en is vir die kerk. Ons doen dit omdat iemand hulle lewe vir ons gegee het. Ons doen dit omdat daar beloftes is van wie hy is. So this morning, I'm not going to rush anybody. As hierdie 'n uur vat dit 'n uur. Want dit is oor die koning van alle konings vanoggend. Ek wil hê julle moet uitstap, kom neem nagmaal, kom onthou wie God is vanoggend. Dankie julle. You are and Omega. We worship you, our Lord. You are Lord.
Terwyl elke oog vir my gesluit is vanoggend, asseblief. Ek wil 'n vraag vra vanoggend. Ons gaan bietjie in 'n ander rigting in vanoggend as wat ek wou in die begin, maar terwyl elke oog gesluit is vanoggend, wil ek net 'n simpel vraag vra. Onthou ons wie hy is. Ons as die kerk, ons as die kinders van God, onthou ons vanoggend wie hy is. Sien, ons sing lekker liedjies soos You are Alpha and Omega, en ons sing U is ons koning, en ons sing al hierdie mooi liedjies, maar onthou ons regtig wie hy is. Just want you to take some time this morning. My boodskap is nie baie lankie, so ek wil hê ons met tyd vat vanoggend om te onthou wie hy is. Sien, ons kan begin name opnoem en ons kan begin sê hy is die koning van alle konings. Ons kan begin om te sê hy is ons geneesheer. Ons kan begin om te sê hy is ons voorsiener. Ons kan begin om te sê hy is ons banier, hy is ons skeiding, hy is ons rots. Ons kan met al hierdie goedjies begin, maar dis net name tot ons besef wie hy is. Jy sien, God is jou voorsiener. Hy gaan vir jou voorsien. God is ons geneesheer, hy gaan genees. Ons moet net onthou wie ons God is. Ons laat toe, laat omstandighede, situasies, probleme bepaal wie ons God is en wat hy kan doen. Vanoggend wil ek hê ons moet onthou. Vergeet van die omstandighede, die probleme, die situasies waardeur ons gaan. Onthou dat hy die Alfa en Omega is. Hy is die begin en die einde. Hy was daar voor ons gebore was, hy gaan daar wees tot in die einde, want dis wie hy is. En alles tussenin ken hy. Daar's niks wat hom kan verras nie. Daar's niks wat vir hom nuut is nie. Hy het ons geroep, hy het ons gekies. Dis wie hy is vanoggend. En hierdie God het ons so belangrik geag. Elke liewe een van ons, groot, klein, oud, jonk, goed, sleg. Hierdie God het vir ons gesterf. En hy het ons uitverkies. That's who Jesus is. That's who he is. En ons gaan nou oorgaan in die woord, en as dit al is wat jy van vanoggend onthou, as jy die woord vergeet, dis ook okay. Don't forget who he is. It's going to change your life. Because it's going to change the way you think. Dankie, sangers en musikante. Ek voel asof ek in die speaker staan. So ek gaan hierdie hierna toe skuif as daai okay is. Vanoggend gaan ons bietjie praat oor die Gees van God. Ek gaan begin met 'n paar vrae, want hierdie vrae is baie belangrik, so dink asseblief mooi voor jy hulle antwoord. Okay. Wie wil die Gees van die Here hê? Ek hande sien. Prys die Here. Okay. Wie wil gevul wees met die Heilige Gees?
Right. Ons besef daar is twee verskillende goed, né? Okay, right. Nou wil ek weet, ons almal het hande opgesteek en gesê ons wil gevul wees met die Gees. Kan ons hierdie dinge klein bietjie sagter sit asseblief? Ek is baie louder as pastoor Paul. Wat is dit om gevul te wees met die Heilige Gees? Who wants to take a guess? Ons wil as ek sê, wie wil 'n McDonald's burger hê? En almal sit hulle hande op. Ek sit 2 hande op, ek lyk nie verniet so nie. En jy vra vir my, wat is 'n McDonald's burger? Ek gaan vir jou sê, ek soek 'n Big Mac, dis 'n bun, 'n patty met blaarslaai tamatie, nog 'n bun, nog 'n patty. Dis wat dit is. So ek weet wat ek wil hê. Reg? Maar nou vra ek, wat is dit om gevul te wees met die Heilige Gees? Antie. Okay. Wie nog? Oom Willie, ek sien oom Willie smaal daar in die hoekie. Wat is dit? Okay. Sien, die moeilike gedeelte van hierdie stukkie is, almal dink, om gevul te wees met die Heilige Gees, is om gawes te laat gebeur. As iemand in tale praat, dit is wat gevul is met die Heilige Gees. Dit is nie waar nie. Dit is 'n ek kan nie die Engelse woord onthou nie, dis die probleem. It's a evidence, daar sê. It's evidence of the filling of the Holy Spirit. Dis nie wat dit is nie. Dit is net om te wys dat dit daar is. So ons het 'n persepsie wat ongelukkig deur kerke en pastore en goedjies gepreek word, dat as dit nie gebeur nie, is jy nie gevul met die Heilige Gees nie. Dit is nie waar nie. Die vulling met van die Heilige Gees is 'n event, dis 'n gebeurtenis. Dit is nie net ek staan eendag op nie en ek kan ewe skielik vir iemand bid en hulle word gesond nie, en dis nie wat dit is nie, daai is evidence. Wat is evidence in Afrikaans? Bewyse, dankie. Yesterday. Maar voor ons daar uitkom, wil ek by Joël 2 vers 28 begin. Wat sê? En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns tel, hierdie is wat hy wil doen. Hy wil sy gees vir ons gee. Hy wil dit op ons uitstort, dis wat hy vir ons wil doen. Right. Ons is almal nou opgewonde, ons wil dit almal hê, maar wat is dit? So ek het nou dit in Engels gekry, ongelukkig kan ek dit nêrens in Afrikaans kry nie. So, hierdie sê, the outpouring of the Holy Spirit is a foundational Christian concept referring to God abundantly granting His Spirit to indwell, empower, and spiritually transform believers. Wat dit beteken, is God wil binne jou bly, laat sy krag deur jou werk, en dat jy verander geestelik. Dis vir my die belangrikste woord daar is verander. Nou gaan ek weer vra. Wie wil die uitstorting van die Heilige Gees hê, as jy nou weet jy moet verander?
Dit word nou 'n bietjie 'n ander tipe vraag, nê? Want sonder as daai gebeur, moet ek verander. Want as die Gees oor my kom, moet ek 'n leefstyl deur die Gees lewe. So nou vra ek en nou sien jy mense so 'n bietjie ek weet nie. Ek hou van my lewe. Ek hou van waar ek is. Ek weet nie of ek hoor gou mooi asseblief kerk. Jy hoef nie te verander vir die Here om by jou uit te kom. Die Here gaan by jou uitkom en hy gaan jou help verander. Dit is nie andersom nie. Jy gaan nooit ooit, hoor gou mooi, ek ook, ons gaan nooit ooit goed genoeg wees vir God nie. Nooit nie, daar's niks wat ons kan doen nie, niks wat ons kan sê nie, nêrens waar ons kan gaan nie, dit is sy keuse gewees dat ons goed genoeg is. That's it. So hy het ons gekies. Maak nie saak waar ons is nie of waar deur ons gaan nie, hy het ons gekies. En dit is deur daai dat hy sy Gees vir ons wil gee, sodat ons 'n ander lewe kan lewe. Dit is waaroor dit gaan vanoggend. Daar's nog 'n in Handelinge 2 vers 17 wat sê, die dag, ek's baie bly ek droom nie, dit beteken ek's nog nie oud nie. Okay, so ek is nog jonk as iemand vra. Maar nou is my vraag, dis wat God wil doen. Die Bybel sê dit, die Bybel is duidelik dat God dit vir ons wil doen. Hoekom doen hy nie? Ons maak nie oop nie, ons gee nie geleentheid nie, pastore, hierso ingesluit, bid nie genoeg vir dit nie, pastore laat dit nie toe in die kerke nie. Hierdie is alles feite, dis waar. Maar hier's nou, ek het 3 goedjies neergeskryf. Nommer 1, wil God. Ons het dit nou establish, hy wil, ons het deur dit gegaan. Nommer 2 is, kan God? Hy kan enigiets en alles doen, hy kan vir ons oopmaak en voorsien en sy Gees uitstort. En die vraag nommer 3 is, waarvoor wag hy? Ek sien die eerste 2 antwoorde is baie maklik. Ja, hy wil. Ja, hy kan. Die derde een, ek glo, want die Bybel sê so, my God is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Dis wie hy is. Hy kan nie verander nie, hy kan nie nou ewe skielik nie meer môre wees nie, of nie meer gister nie. Dit is wie hy is. So as hy wou, dan wil hy nog. As hy kon, dan kan hy nog. Nou vra ek, hoekom nie? Wat het verander? As God nie verander het nie, wat het verander? Ons het. Ons harte is nie meer waar God ons harte nodig het nie. Jy sien, ons harte is vol van kwaad, haat, negativiteit. Probleme, omstandighede, situasies, en daai goedjies word ons fokus, en ons vergeet wie hy is. Ons vergeet wat hy al gedoen het. Ons vergeet wie ons God werklik is. En nou het ons begin met Joël 2 vers 28, en die eerste 2 woorde van daai vers sê, en daarna. Wat beteken, daar's iets belangrik in die 2 versies bo dit. Sien, ons lees die opskrif wat sê, God wil sy Gees uitstort. Kry, yes, awesome. Wat is die voorwaardes? Ons gee nie om nie. Ons moet omgee. Net so 'n bietjie.
Hoor gou wat sê 26. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here God sal julle prys. Daai is nommer 1. Jou praise and worship is ontsettend baie belangrik vir God. Ontsettend baie belangrik. Wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En julle sal weet dat ek in die middel van Israel is, en dat ek die Here julle God is, en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd wees nie. When we praise, we remember. Wanneer ons prys en aanbidding bring vir God, onthou ons wie ons God is. Onthou ons wat ons God kan doen. Nou gaan ons verder, en ons gaan na Johannes 4 vers 23 toe. Ek gaan nog 'n paar skrifte lees, voor ons actually begin met die boodskap, maar Johannes 4 vers 23 en 24 sê, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet aanbid in gees en in waarheid. Wie het al daai gehoor? Ek is doodseker, Pastor Paul, Pastor Chantal en ek het dit al iewers gesê hierdie jaar. Wat beteken dit? Dit is baie maklik kerk om te sê, ons bid hom in gees en in waarheid, awesome. Wat beteken dit? Opreg. Wat beteken dit? Ek het 'n lysie gaan maak, en hierdie het my brein gebreek, want ek was geskok. En ek is jammer, dis weer in Engels, ek sal dit so bietjie traai vertaal, maar the meaning of worship in spirit is from the heart. It's a deep inner love, real feeling for God, not just words. As 'n skrif ook wat sê, julle aanbidding het net 'n lippetaal geword. To worship him in spirit means with all your heart. Met alles wat ek het hier binne. Nie net, ek het die lief, o Heer, ek het die lief, o Heer. With everything in you. Ons verwag dat God moet kom, dat God moet ingryp, maar ons doen nie dit waarvoor hy vra nie. Die tweede een sê, there's no special place needed. You can worship him in spirit and in truth anyway. Dit hoef nie in die kerk te wees nie. Ek het al stories gehoor van mense wat gevul is met die gees in hulle kar. Want opreg het hulle aanbid. Dis waaroor dit gaan. Wanneer laas het jy in jou kar gery en worship musiek aangesit en saam aanbid? Wanneer laas het ons by die huis tyd uitgekoop en gebid en geworship? Die derde een sê, aided by the Holy Spirit. It is driven, hoor gou asseblief baie mooi hierso, by the life and power of God working inside you. God is 'n lewendige werklikheid. En as ons deur hom lewe, dit wat aanbid in gees beteken. The meaning of worship in truth is it's based on reality. Knowing who God really is. Instead of following false ideas and old habits. Kom kerk. God is,
ek moet nou baie versigtig wees. Moet asseblief my nie gooi met ietsie. Pastoor staan nie voor. Nie 'n pastoor staan nie voor en hy sê God is liefde, doen wat julle wil. Daai is nie wie God is nie. Jy sien kerk, ons moet onthou wie God is. Ons moet onthou wat God opgegee het. Ek wil hê ons moet verstaan vanoggend, ons sit met situasies en probleme en omstandighede en ons sê, maar ons verstaan nie hoe moeilik dit is om hierdie ding te los nie, of om hierdie uit te kom nie, of hierdie oor te dra nie. Onthou, wat het hy gedoen? Onthou, wat het hy opgegee? Onthou wie God is. Want as ons onthou wie God is, gaan ons deur hom lewe en hy gaan ons help. Ek wil nie vir jou jok nie. Jy is nie in staat om enige iets op jou eie te doen nie. Ek is ook nie in staat om enige iets op my eie te doen nie. As dit nie vir hom was nie, was ons nie hier nie. Hy dra ons deur, hy voorsien, hy genees, hy is die een wat kettinge breek. Dis wie hy is, nie ons nie. Onthou. Aligned with God's word, letting the truth of Scripture guide how you think and how you act. Om die woord oop te maak, te lees en te doen wat dit sê. Daai is die moeilike een. As my woord sê moenie en ek doen, dan is ek verkeerd. En dan maak ek my hart toe. Ek wil gevul wees, ek wil daai goedjies doen, maar ek wil nie alles doen nie. Ek wil nie alles hê nie. Ek wil nie alles deel wees nie. Ek wil nog myself kan geniet. Dis die een wat jy baie hoor. Ek wil myself nog geniet. Kom, julle lag, dis wat mense sê, maar hulle besef nie hoe vol vreugde en vrede die wêreld is as God in beheer is van jou wêreld nie. En die laaste ene, honest and real, living an authentic life that matches the things of God. Die leefstyl, ek love it, dis die naam van ons kerk, is leefstyl, en ons kry dit nie altyd reg nie. Ek sal die eerste een wees, wat erken is onmoontlik om dit altyd reg te kry. But when we strive to live a lifestyle, God empowers us to do so. Dis wat dit is vanoggend. Die laaste versie wat ek wil lees is Openbaring 3 vers 15 wat sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en koud is, en nie koud of warm nie, ek sal jou uit my mond uitspieg. Nou ek wil hê vanoggend moet ons verstaan, en ek weet hier is nie op en af boodskap, spring boodskap, hier is 'n boodskap kerk, ons moet wakker skrik. As ons die krag van God wil hê, het ons die God van die krag nodig. En ons is so besig om hom te verwerp, deur ons hart te vul met al die ander goeders, dat ons nie besef, hy is nie meer deel van ons hart nie. Die woord spieg in Engels is spew. En ek wil hê, dit gaan nou 'n bietjie lelik wees en lelik klink, maar vergewe my, maar ek wil hê ons moet verstaan. Die woord spieg beteken actually, God will vomit you out of his mouth. Hy gaan jou nie net uitspoeg nie, dis so erg, dat jy vuil, vol ander goeders, uit God se mond uit gespoeg word. That's what it is. It's so bad to God. The church is full
van lou mense. God kan nie iemand vul met die Heilige Gees wat nie besef hulle die Heilige Gees nodig het. Die hart van die mens verander alles. Vanoggend het ek 'n challenge vir ons. Ek wil hê ons moet ons harte ondersoek. Sien, ons praat van vergifnis en ons praat van al daai goedjies. Dit is baie moeilik om dit te doen sonder God. Dit is baie moeilik om anders te dink sonder God. Maar ons sit God so in 'n boksie, dat hy net soveel kan doen, en net soveel kan beheer. In plaas van ons heeltemal oorgee, in alles wat ons doen, in ons aanbidding, in ons prys, in ons daaglikse wandel, in ons karry, in ons familietyd, in ons gesinne, is God nog werklik betrokke in jou huis? Moenie hande opsteek nie, maar ek gaan nou so 'n bietjie persoonlike vrae vra. OK, moet asseblief nie weghardloop nie. Maar ons het nou in die begin gevra, wie wil gevul wees met die Heilige Gees? En almal het hulle hande opgesteek. Right. Hier's die eerste vraag. Wanneer laas het jy en jou familie tyd saam met God spandeer? Wie dit moenie hande opsteek asseblief. Wie dit in die laaste week gedoen? Wie dit in die laaste maand gedoen? Wie dit in die laaste jaar gedoen? Wanneer laas het jy op jou eie geprys en worship? Wanneer laas het jy vir God raad gepleeg voor iemand anders? Wanneer laas het ons op die plek gekom en gesê, Here, dit gaan net alles oor U. Ons wil die geskenkie, ons wil die evidence, ons wil die goed hê, maar ons wil nie die verhouding hê nie. Ek het dit al gesê, ek dink ek het dit al in hierdie kerk gesê, maar as my ouma verjaar, sy word nou volgende week 90. Ek gaan obviously vir haar 'n geskenk koop, want is my ouma. Wil een van julle vir haar 'n geskenk koop? Dankie oom Fred. Hoekom nie? Want julle ken haar nie. Nou kom God. En hy wil vir ons geskenk na geskenk en blessing na blessing gee. Maar ons ken hom nie. Want ons spandeer nie tyd saam hom nie. En van die saadste skrifte in die Bybel, ek dink ek het iewers met iemand dit bespreek in die week, is waar die Bybel sê, mense gaan vir hom sê, ek het demone uitgedryf in U naam. Ek het daai en daai gedoen in U naam. En God gaan sê, ek ken jou nie. Mense, ek weet nie van julle nie, maar dat God my ken, is belangriker as enige iets anders. Dat ek God ken, is belangriker as enige iets anders. Sien, ons soek al die gawes, ons soek die blessing, ons soek die voorsiening, ons soek dit als, maar ons werk nie aan die verhouding nie. Die mense wat lank getroud is, toe julle nog uitgaan en geskenkies koop, julle het nie regtig heeltemal geweet, hierna 5 jaar presies weet ons, okay, hierdie is wat sy like, hierdie is wat sy wil hê, hierdie is, na 10 jaar koop jy vir jouself 'n geskenk, dat julle saam kan deel, en na 20 jaar, dit word net beter en beter en beter, hoe langer ons by mekaar is. Come on, waar is die getroude mense? Ja, daar is hy. Nee, ek ken hom so, ek het al verdeel en hy verjaar die dag voor my. So ek het nou geleer, in plaas van 'n geskenk gee ek haar geld, sodat sy geld het om vir my 'n geskenk te koop, die volgende dag. Jy sien, so hoe langer dit aangaan, hoe slimmer word ons. Maar dis presies hoe God werk, dis presies wat hy wil hê.
Hy wil daai tipe verhouding met ons hê, dat as ons aanbidding as geskenk bring, ons lofprysing, ons gebed, dat hy vir ons gaan sê, hierso my kind, hierso my kind, wat kan ek nog vir jou doen my kind? Die wêreld is in die moeilikheid en die gemors wat dit is, want die kerk het nie meer verhouding met God nie. Die kerke sê, ons wil nie die Heilige Gees aktief in ons kerkie nie, want mense gaan weet dink. Ons sal eerder 'n vol gebou hê, as 'n vol hart. Ons sal eerder 'n vol gebou hê, as 'n kerk, wat 'n verskil maak. Die kerk van vandag, het geword soos die kerk wat lou is. Ek wil net vir julle sê, hierdie brief was nie aan 'n weirdo geskryf nie, of hierdie brief was aan 'n kerk geskryf. Ons moet onthou wie God is. En ons moet onthou wat God verwag. Ek wil vir julle vandag sê, dit is nie maklik om 'n kind, of kom ons sê dit so, dit's makliker, om 'n volgeling van Jesus te wees. Sien, almal gebruik die term Christen en ek is religious. Nee. If you're not a follower of him, you're in trouble. Jy moet Jesus volg deur die Gees. Maar ons word nie gevul met die Gees. En die rede hoekom ons nie gevul word met die Gees, is omdat die wêreld belangriker is God. As ek vandag dieselfde vraag vra, en asseblief, ek het niks teen dit nie, moenie my haat nie, maar, wanneer is die laaste keer wat jy in jou kar wêreldse musiek geluister? Seker op pad kerk toe. Kom kerkmense, kom. Sien, die probleem is, die kerk sit 6 dae 'n week, die wêreld hier binne, en op 'n Sondag wil ons dit skoon kry. In plaas van 6 dae 'n week, die Here hier binne sit, en elke nou en dan 'n foutjie maak, of 'n ietsiekie doen, of ek het niks teen die ander goedjies nie, asseblief, moenie my verkeerd verstaan nie, maar dit waarmee jy jouself vul, gaan raak gesien word, want dis wat uitkom. Nou, as ek gesond geëet het, en myself gevul het met gesonde goed, en gesonde gewoontes, julle sou nie nou hierdie gesien het nie, okay? En dis presies hoe die geestelike lewe werk. Ons vul onsself met allerhande rubbish, en verwag dat 'n dietpilletjie, of gou 'n inspuitingkie, of gou alles gaan regmaak. Dit gaan nie. Jy moet gesond eet. Jy moet gesond lewe. Jy moet oefen. Jy moet die werk insit in jou geestelike lewe. Want as ons dit nie doen nie, gaan ons almal met meer van die wêreld sit en minder van God. My skoonpa het altyd gesê, die kerk sit vol obese mense, want ons is nie bereid om die werk in te sit om maar uit te kom nie. Ons gees is nie net, ek wil by God wees, God. Dis werk om 'n verhouding met God te hê. Dis werk om in die oggende op te staan. Dis werk om elke dag te bid. Dis nie maklik nie. Dis werk om dit te doen. Veral in die winter. Dit was ewen werk, ek gaan nou nie vir julle jok nie, pastoor of nie, dit was ewen vir my werk om kerk toe te kom vanoggend. Dit was koud. Toe ek uit daai bed uitklim, toe kyk ek so op, toe dog ek, Here asseblief laat dit warmer word. Dit het nog nie warmer geword nie. Maar dis werk. Dis werk. Maar die mense wat bereid is om die werk te doen, is die mense wat die wêreld kan verander. God wil
vandag vir jou iets gee? Is jy op die plek waar jy gereed is om dit te ontvang? Dis die vraag vanoggend. En ek is nou amper klaar. Dis lekker vroeg vandag. As God vir jou iets wil gee, en hy sê in sy woord, hy is nie mens dat of die mens as hy vra vir brood, sy pa sal hom nie 'n klip gee nie. Hoeveel meer sal God nie vir ons gee dit wat ons vra nie? God wil baie graag. Hy wil vir jou gee, hy wil vir jou bless, hy wil vir jou voorsien. Hy wil baie, baie graag. Maar is ons gehoorsaam aan sy woord? Is ons gehoorsaam aan wat hy van ons verwag? Is hy belangriker as die wêreld? Is hy belangriker as ons omstandighede? Ek het eendag 'n boodskap gepreek. Adrian, kom staan gou hier. Sit jou arm so uit. Ek het nou nie goed saamgebring nie, maar ek gaan dit vir julle wys. Hierdie is ons, en die wêreld laai goeders hier op, en hulle laai goeders hier op, en hulle laai goeders hier op, en ons kan nie verstaan hoekom God niks omtrent dit doen nie. En ons hulle laai goeders hier op, en hulle laai goeders hier op, het druk ons eventually af, gaan op jou knie. Kan jy daai prentjie sien? Partykeer is ons te stubborn om daar uit te kom, so ons word soontoe gedruk. Partykeer is die wêreld vir ons so belangrik, ons kan dit self doen. Ons kan dit self uitsort. In plaas van eerste hier uitkom, sodat ons God dit kan doen. Sien, jy gaan nie op jou, dankie Adrian, jy gaan nie by jouself en op jou eie kan opstaan nie, kerk. Ons wil alles in ons vermoë doen. Ek hoor dit so baie. Alles in ons vermoë doen. Begin by God. Want hy gaan die krag vir jou gee om dit te doen deur hom. En dan sê my woord vir my, ek is tot alles in staat. Alles. Alles beteken nie net daai en daai, alles. Ek wil vir julle sê, en daar's baie mense wat 'n ou judge as julle sulke goed sê, maar ek is in staat om op water te loop. Want hy sê alles. Ek is in staat om vir mense te bid, laat hulle genees word. Ek is in staat om vir mense te bid, laat wonderwerke gebeur. Hoekom? Want hy sê alles. Hy sê nie bietjie, hy sê nie minie, hy sê alles. En vanoggend wil ons wil daai alles hê. Maar daai alles vat verhouding. Daai alles vat werk. Daai alles vat moeite. Sien, die laaste ding wat ek by julle wil los vanoggend is, toe Jesus opvaar hemel toe, toe sê hy vir die disippels, gaan soontoe en gaan wag. Wag tot julle krag ontvang. Hulle het gewag, hulle was eendragtig in gebed. Kerk, wanneer laas het die kerk op God gewag? Daai wag was so kragtig. Toe die Heilige Gees neerval. Dit is vir my amazing en ek sê vir Delaney, dit sal die grootste ding ooit wees. En asseblief, ek preek met myself ook, want my desire, my hartsbegeerte is om te wees wie God wil hê ek moet wees. Maar kan jy net imagine,
daar lê 'n siek persoon langs die pad, en ek loop verby hulle, en ek is so gevul met die Heilige Gees, my skaduwee raak hulle net, en hulle word gesond. Daai is nie 'n opmaak storie, of 'n dingstorie nie. Petrus se skaduwee het mense genees. Deur die Here, obviously, maar dis die krag wat ons toegang tot het. Dis die krag wat God aan elke liewe een van ons wil gee. En ons vra, hoekom is die wêreld waar dit is? Want ons funksioneer sonder die krag. Die krag wat God wil gee. Die krag wat God wil uitstort op elke liewe een. Die Bybel sê op alle vlees. Alle vlees. Nie net pastore nie, nie net pastoor se mans en vrouens nie, op almal. Elke liewe een van ons hier wil God sy gees vir ons uitstort. Jonk, oud, 10, 12, 50, 60, 80, dit maak nie saak nie, God wil. Maar nou wil ek 'n vraag vra, kerk. Is jy bereid om die wêreld een kant toe te skuif en vir God te sê, hier is ek? Wat wil jy hê moet ek doen? Dis 'n vraag wat ek nie vir jou kan antwoord nie. Dis 'n vraag wat ek nie vir jou familie kan antwoord nie. Dis 'n vraag wat net jy kan antwoord. Daar's baie mense wat vir my sê, nee, ek sal verander wanneer. Ek sal verander as dit gebeur. Verander, dan sal dit gebeur. Maar jy kan dit nie self doen nie. Dis nie moontlik nie. Ons kort die krag en die leiding van die Heilige Gees. Ek wil hê elke oog moet vir my gesluit wees asseblief. En terwyl Melanie musiek speel, ek hou baie van hierdie doen. Ek's 'n verklaring mens. En ek wil vanoggend vir julle vra. Dis nie 'n moet nie, asseblief, moenie verstaan nie. Moenie verkeerd verstaan nie. Ek wil vanoggend vra, as jy bereid is om te sê, God, ek is bereid om te doen wat nodig is, om gevul te word met die Gees, wil ek hê jy moet vir my opstaan. Maar moenie net opstaan nie, dink daaroor, want hierdie is 'n commitment wat jy voor die Here maak vanoggend. Ek soek meer van U, Here. Ek soek nog. I want more of you. I want all of you. Ek wil wees wie U wil hê ek moet wees. Maak nie saak wat ek moet doen nie, maak nie saak hoe ek moet beklei nie, maak nie saak waardeur ek wil gaan nie. Ek wil wees wie U wil hê ek moet wees. Abba Vader, U sien almal wat gestaan het vanoggend. U sien ons harte vanoggend. En ek wil vir hierdie kerk 'n verklaring maak. Ons is bereid om te staan vir Jesus Christus. Ons is bereid om te doen dit wat nodig is, sodat die Heilige Gees deur ons kan vloei. Ons is bereid om te doen dit wat U van ons verwag. Want ons weet wie U is. En ons weet wat U kan doen. Ons gee U lof, ons aanbid U en ons prys U. En ons dank U daarvoor in die kragtige naam van Jesus. Amen. Laaste ding wat ek gaan sê vanaand is, nou het ek die geheim vir jou. As ons in dit lewe en as ons in dit wandel, gaan God seker maak, jy's okay. Gaan God vir jou voorsien. Gaan God vir jou seën. Want God is nie mens dat hy kan lieg nie. En sy woord sê vir my, daar waar ons gehoorsaam is, sal hy vir ons voorsien. So dis nie net sleg nie,
Dis nie net negatief nie, dit gaan bietjie werk wees, but, kyk as God ingryp, daar is niks wat kan staan nie. Dankie Tannie Mizaan. Amen. Dit klink so erg, sit maar gemeente. As hy vir my sê, Tannie, ek voel stok oud. Dis aklig. Amen, dankie Pastor Dwayne vir jou awesome woord. Ek dink as ons huis toe gaan vandag, kan jy maar 'n deel van jou meditasie gaan maak, want ek doen altyd 'n Sondag as ek by die huis kom, en gaan luister ek weer, en ek hoor weer, want dan hoor 'n mens mos ander goeters. Die Here praat baie keer op 'n tweede keer of 'n derde keer met jou. So gaan hierdie week en gaan luister dalk weer die woord, en hy kan dalk vir jou ietsie anders te oopmaak. Nou ons is opgewonde om te sê dat hierdie week ons afkondigings amptelik of ons aktiwiteite amptelik begin, kom ek sê so. En ons wil nie meer voor of na die diens elke keer die afkondigings gee nie, want party mense kla, ander sê dit vat te lank, ander sê nee, ons moet dit doen. So ons sit dit nou op die bord, ons het 'n videobord daarvoor en ons probeer die aktiwiteite van die week meer bekend maak. Maar bear with me please. Okay, hierdie week Dinsdag aand 6:00 gaan die Bybelstudie weer aan. Pastoor Chantal het 'n fantastiese reeks wat ons hierdie kwartaal gaan doen. Ons is super opgewonde met al haar studies wat ons gaan deurgee hierdie kwartaal. Dit gaan net fenomenaal wees. So as jy Dinsdag aand 6:00 tyd het, kom asseblief kerk toe. Ons het kombersies hier, maar bring jou eie kombers en trek jou pantoffels aan as jy wil. Dis ook okay. Woensdag aand 6:00 begin ons weer met biduur by die kerk, 'n gewone oudtydse biduur. Dis nodig om te bid hierdie tyd, daar gebeur soveel dinge daar buite, so ons as gemeente wil 6:00 Woensdae weer begin bid. En asseblief, jy hoef nie die hele uur te bid nie. As jy voel jy kan inkom vinnig na werk, kom bid saam en gaan uit, dan doen ons dit. Jy gaan niemand pla nie, kom bid net. Dis die groot ding, ons moet bid. Dan donderdagoggende 9:30 het ons vroue Bybelstudie. Vrou, as jy dalk by die huis is en jy wil die studie bywoon, dis gratis en verniet. Pastoor Chantal het verskriklike goeie kennis en sy bederf ons met die woord en die leringe uit die Bybel uit. So dis belangrik. Woon dit dan vir ons by. Ek dink die ouers is baie bly, die jeug begin Vrydag, so dan kan jy hulle mos weer 'n bietjie jeug toe stuur. Ek het gehoor, hier's 'n manepa by ons, wat op Vrydag aande date nights het, so ek dink, stuur die kinders Vrydag aande jeug toe. Ek gaan nou nie na hulle kant toe kyk nie, nee. Maar ja, die jeug begin 6:00, so bring hulle. Pastor Dwayne en sy vrou Delaney doen die jeug, en dit is amazing. Marisa en Adrian, hulle is betrokke by die jeug. Ons gaan van volgende week af gaan ons hierdie eerste 2 rye afsit vir die jeug en hulle gaan hier sit. Ons gaan hierdie lappies afhaal en ons gaan groen lappies hier opsit aan die stofie en dit is die jeug se 2 rye en as hulle nou meer word, gaan ons die 3de een ook sit. Oumie, dan moet jy nou maar skuif. Okay, sorry en so aan. Moet ek skuif? Jy sit langs my. Kom skuif langs my. So asseblief, as jy jeug het, die jeug se ouderdom is Pastor Dwayne van 14 af, is ek reg? Van 12 af. Van 12 af. So en hulle hou hulle regtig besig met dinge van die Here. Lekker aktiwiteite, lekker Bybelstudie, lekker woord en lekker vetpret. So asseblief stuur die jeug dan nou vir ons. Dan is daar net gou 5 datums wat ek vir julle moet deurgee. Sondag die 2de, dit is nou volgende Sondag, het ons nou ons gemeentevergadering. Dit gaan regtig waar na die diens. Man, 'n kort vergadering wees. Ons het net mense wat gevra het, hulle wil weet oor sekere dinge. Julle betaal 10de en ek betaal 10de en wat doen ons met dit? Druk ons dit in ons gatsak of wat doen ons daarmee? So Jaatjie, ons tesourier gaan 'n PowerPoint presentation vir julle doen, dat julle net kan sien waar bestee die volle evangelie kerk leefstyl, waaraan doen hulle, jy weet, waaraan bestee hulle geld, wat word gedoen met julle 10de, wie kry wat en so aan. En ons het 'n beleid van, ons het 'n oop boek. As jy ietsie wil weet, dan kom vra jy. Daar's niks skelm en niks wegsteek nie. So as jy wil weet wat gebeur, kom vra, ons gaan vir jou presies kan sê. Net nie vandag nie, Jaatjie is nie hier nie en ek weet nie veel daarvan af, asseblief. So vergewe my. En dan na die vergadering wat so 5 minute gaan wees, dan gaan ons 'n gemeente ete hê. So ek nooi vir oggend elkeen van julle uit
om die gemeente ete by te woon. Dis 'n bring en deel ete. So Natasha gaan nou vir ons 'n chicken à la king pan, oondpan maak, nê. 'n hele oondpan, want dis genoeg vir haar gesin. Tannie Elise gaan 'n kleiner enetjie die Tannie Elise, hoor. Sy gaan 'n kleiner herdesparty maak. En dit is wat ons gaan doen. Elke vrou gaan 'n oondpan gereg bring of jy gaan 'n hele oondpan vol meatballs bring of wat ook al. En ons dek die tafels hier in die saal en na diens gaan ons 'n bietjie fellowship. Ons gaan saam kuier, saam eet en net mekaar leer ken, want ek ken nie hulle tweeetjies so goed nie, ek ken hulle van sien, maar ek sal graag hulle harte wil hoor, en dis waar ons dan met mekaar deel en eet, en mekaar beter leer ken. So ag asseblief, moenie dit nou nie bywoon nie, ons het dit lanklaas gedoen, laas jaar, so dis tyd dat ons weer saam eet, want ons lyk so goed, wat ons eet so goed, amen. Maandag die 3de, is dit ons nuwe lidmate om 6uur, so as jy nou nog nie voorgestel is in die gemeente nie, en jy wil jou, jy wil deel word van nuwe lewe, lidmaatskap aanvaar, dan moet jy asseblief maandag aand 6uur by die kerk wees. Ag, wat het ek gesê? As jy wil deel word van nuwe lewe. In my sausage, sisters, vergewe my. Van hierdie nuwe lewe in leefstyl, kom ek sê dit so. Ok, en Woensdag het Tannie Stofie en haar oulike span weer pannekoek en jaffels te koop, so ons gaan dis nou als nou volgende week, nie hierdie week wat nou kom nie, die week daarna, maar dis datums wat julle moet onthou. En dan Saterdag die 8ste, ons is bly vir dit en opgewonde, Dwayne, het ons 'n volleybaldag. Verlede jaar, wanneer ons die volleybal gehad? Die 16de Mei. Junie het ons volleybal gehad in Carletonville. En soos ek al vir julle gesê het, en ek gaan dit aanhou sê, het ons vrouespan, ons was super hot geweest en ons het gewen en elke ding. En die girl was in my span geweest, maar sy het eintlik toe op die einde van die dag varkgriep gehad, het ek gehoor. En haar maat gesê sy moet speel, sonde. Maar in elk geval, so die volleybal is oop vir almal. En as jy nie volleybal wil speel nie, hier gaan groot braaiers wees. Bring jou wors en jou ban en ons gaan hier buitekant verder kuier. Ons eet alweer, so ons gaan weer lekker lyk. Alright. So kom geniet die dag saam met ons. Dwayne, dit is van hoe laat af? Dit is van 12uur af. So as jy vinnig nog dorp toe wil gaan en gaan jou akkermans broekie wil gaan koop of wat ook al, dan kan jy dit doen, maar 12 en dan kom jy hierheen, dan gaan ons nou volleybal speel. Sondag die 9de is dit Vrouedag. Ek wil net vinnig iets vertel van dit. Bear with me, ek gaan nou klaar wees. Julle haastig. Okay. Nou die 9de is dit Nasionale Vrouedag. Hulle bederf ons vroue dan maar lekker. Natasha, amen. Nou hier gaan ek op die vroue knoppie druk. As jy 'n vrou is, soos daai knoppie. As jy nou 'n vrou is, bring jy nou daai oggend, ek vra mooi, as jy nie kan nie, is dit okay, want dan gaan iemand anders dalk 2 bring. Hoor julle? So as jy nou 'n vrou is, dan bring jy daai oggend enige gebak saam, maar moet nou nie by die MCC Spare Tert gaan koop nie, want dan gaan dit weet. Gaan koop eerder by Checkers 'n tert en haal die stieke net af. Dan bring jy 'n koek, 'n tert, muffins, triesige lekker gebakte brood wat sy vir my gaan gee en daai tipe van ding. So enige gebak bring jy daai oggend saam kerk toe. Ons gaan ietsie doen met dit vir die vroue. Ons gaan julle bederf en jy gaan nie jou eie gebak terugkry nie, ek waarborg jou. Right. So asseblief, as jy ietsie kan bring, moet nou nie gaan so hengse groot koek koop of bak of wat ook al nie. Cupcakes. Tannie Elise bak die lekkerste wortelcupcakes. Ek weet nie of wil ek die wortelcupcakes hê of wil ek die brood hê nie. But anyhow, so Sondag die 9de is dit Nasionale Vrouedag en as jy 'n vrou is, dan bring jy vir ons, as jy kan, bring jy vir ons ietsie aan. Chantal, waai vir my. Nasionale Vrouedag. Ja. O my suster, hoor nog daai ene, ek lag saam. Toe maar ons sal dit eet. Moenie worry nie, ons sal dit eet. Nou kom ons sit hierdie challenge uit. Mans, ek challenge julle, wat is challenge in Afrikaans? Daag jou uit. Ek daag julle uit vandag, hier in Nuwe Lewe. Hier by Leefstyl, om 'n gebak saam te bring vir 'n vrou. So mans, as julle hier aankom, onthou, hier's nou baie tannies wat nie manne het nie, nê? Ja? Askies? You accept. As julle in eenheid, man, dan bring julle vir ons 'n gebak. Dankie, Vincent. Alright. Awesomeness. Okay, so daai Sondag is dit Nasionale Vrouedag en die manne gaan 'n gebak saambring. Werner, is jy hierso? Jy gaan nou nie weer weghardloop nie.
Jy sien. Jy sien. Alright, dan die laaste enetjie. Soos julle weet, het ons eenmal 'n maand, die laaste 2 maande nou al, kom ons as gemeenskap van Klerksdorp bymekaar om te bid vir die dorp en die land en die skole en die ander dinge. So hierdie maand, wat Augustus dan nou gaan wees, gaan dit by ons gemeente wees. So dit gaan die 10de Augustus daai maandag wees, 6 uur die aand by Leefstyl Kerk. Daar gaan al die gemeentes in die dorp wat altyd saamkom, hiernatoe kom en ons gaan saam bid. Dit is 'n uur se bid. Die predikers staan voor, hulle gee goeders uit om voor te bid, hulle bid en ons beaam en ons bid saam. So ek nooi julle, maak daai datum regtig vas. Dit is belangrik om vir ons land, ons dorp en ons omstandighede te bid. Amen. Okay, ek het nou baie gesê, is daar enigietsie anders? Pastor Chantel, Pastor Paul, Dwayne, jy? Ek wil net sê, jy het nou gesê, dit is so erg dat hulle sê Tannie, maar jy kan nie eens die kerk se naam onthou. Ek het julle net getest, oom. Okay. Amen. Is dit dit? Is daar enige iemand wat ietsie wil sê? So die heel belangrikste is nuwe lidmate. So as jy nog nie voorgestel is nie en jy wil graag deel word van nuwe leefstyl, dan moet julle nou hiernatoe kom daai dag met die vergader, met die lidmaatskap. Amen. Dan die Stofie, sluit vir ons af asseblief. Hemelse Vader, hoe groot is U en ons sê dankie Here dat ons vanmôre kon leer, dat ons sal onthou wie U is en dat ons elke oomblik van die dag daardie onthouding sal hê, wanneer ons 'n moeilike besluite sal wees, dat ons sal onthou om U eerste te raadpleeg. En daarom vra ek Here, gaan met elkeen vanmôre in hierdie gemeente, laat hulle week geseënd sal wees. En ons dankie vir die woord. Dankie Here. Amen.